kan dan die Bybels oopmaak by Psalm 107 en ons gaan die hele Psalm saam lees. Ons gaan Psalm 107 saam lees en dan gaan ons in die besonder fokus op vers 4 tot 7 as geheel. Kom ons luister dan saam na die woord van die Here uit Psalm 107 van vers 1 af. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het, en uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af. Hulle het gedwaal in die woestyn op woeste paaie. 'n stad om in te woon het hulle nie gevind nie. Honger, ook dors was hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid, uit hul angste het hy hulle gered. En hy het hulle gelei op 'n regte pad, om te gaan na 'n stad om in te woon. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. Want hy het die dorstige siel versadig, en die hongerige siel met die goeie vervul. Die wat in duisternis en doodskaduwee gesit het, gevang in elende en uisters, omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het hy hulle hart deur moeite verneder. Hulle het gestruikel en daar was geen helper nie. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid. Uit hul angste het hy hulle verlos. Hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. Want hy het koperdeure verbreek en ystergrendels stikkend geslaan. Die wat dwaase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is, hulle siel het 'n afskie gehad van elke soort voedsel en hulle het tot by die poorte van die dood gekom. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid, uit hul angste het hy hulle verlos. Hy het sy woord uitgestuur dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. En laat hulle lofoffers bring en met gejubel sy werke vertel. Die wat na die see toe afdaal in skepe, wat handel drywe op die groot waters, hulle het die werke van die Here gesien en sy wonders in die diepte. Want hy het gespreek en 'n stormwind laat opsteek wat die golwe daarvan opgesweep het. Hulle het opgereis na die hemel, neergedaal na die dieptes, hulle siel het vergaan van wee. Hulle het getuimel en gewaggel soos 'n dronk man en al hulle wysheid is verwar. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid en uit hul angste het hy hulle uitgelei. Hy het die storm 'n gesuis gemaak en hulle golwe het stil geword. Toe was hulle bly omdat dit rustig geword het en hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. En laat hulle hom verhoog in die vergadering van die volk en hom roem in die kring van die oudstes. Hy het riviere 'n woestyn gemaak en waterfonteine 'n dorsland, vrugbare land 'n brakaarde oor die boosheid van die wat daarin woon. Hy het die woestyne waterplas gemaak en die dorland waterfonteine. Hy het hongeriges daar laat bly en hulle het 'n stad gestig om in te woon. En hulle het lande gesaai en wingerde geplant wat vrugte as opbrengs verskaf het. En hy het hulle geseën sodat hulle sterk vermenigvuldig het en hulle vee het hy nie min gemaak nie. Toe het hulle min geword en weggesink deur die druk van onheil en kommer. Hy wat veragting uitstort oor edeles en hulle laat dwaal in 'n woeste wêreld sonder pad. Hy het die behoeftige beskerm teen verdrukking en die geslagte soos kuddes gemaak. Die opregte sien dit en is bly, maar alle ongeregtigheid hou sy mond toe. Wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee en laat hulle let op die goedertierenhede van die Here. Lees tot sover, ons gaan fokus op vers 4 tot vers 7. Hulle het gedwaal in die woestyn op woeste paaie, 'n stad om in te woon het hulle nie gevind nie. Honger, ook dors was hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid, uit hul angste het hy hulle gered, en hy het hulle gelei op 'n regte pad om te gaan na 'n stad om in te woon.
Loof die Here. So begin ons skrifgedeelte met 'n opdrag. Loof hom. Erken en bely wie hy is. Erken en bely wie hy vir jou is, wat hy alles vir jou doen. Dit is, broer en suster, die oproep van hierdie psalm. Maak vanuit jou hart bekend wie die Here is, wat hy doen. Doen dit in die eredienste, doen dit in jou gebede, doen dit in jou lewe, doen dit in jou verhoudings, al jou betrekkinge. Hoekom? Wat is die rede wat die psalm gee? Ons skrifgedeelte gee vir ons 2 redes wat met mekaar verband hou. Want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy is goed, hy kan niks slegs sê nie, hy kan niks slegs doen nie. Maar, die besondere, hy wens sy goedheid vir ons ten gunste aan. Sy goedertierenheid, sy troue verbondsliefde is tot in ewigheid. Dit droog nie op nie. Keer op keer sal dit weer aan die lig kom, duidelik wees dat die Here getrou is. Daaroor gaan hierdie psalm, die Here se goedheid en sy goedertierenheid, sy troue liefde, hoe hy dit telkens openbaar aan sy verlostes, aan sy kinders. Ons hoor immers wie dit is wat hom moet loof volgens hierdie psalm. Vers 2 en 3 sê, dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het en uit die lande versamel het van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af. Hulle wat opgeroep word om die Here te loof is sy verlostes. Hulle vir wie hy intree as verlosser, hulle wie hy red uit hulle nood. Nou, skrifgedeelte is waarskynlik oorspronklik geskryf met die oog op die Ou Testamentiese kerk se ballingskap. Die Here het hulle vir hulle sonde getuigtig en hulle onder hulle vyande verstrooi. Maar hy het hulle nou ook weer bymekaar gemaak. Hy het hulle uit elke land in vryheid herstel, soos ons gesing het. Hy het 'n terugkeer na Jerusalem bewerk. Sy troue liefde vir hulle het nie opgehou nie. En daarom kan hulle hom loof vir sy goedheid en sy goedertierenheid. Maar vandag kom hierdie psalm ook tot ons as die Here se verlostes. Ook vir ons verlossing het hy self ingetree. Ons weet dat God die Seun vlees geword het en ons sondes op hom geneem het, dat ons daarvan vry kan wees. En ook hy versamel sy kerk van die noorde en van die ooste, van die weste en van die see af, ook van die suidpunt van Afrika af. Hy doen dit deur sy gees en woord. Hy verlos ons uit die nood waarin ons sondes ons laat beland het. Ook ons tonge moet loskom as ons hoor van die Here se troue verbondsliefde. Vir ons het dit nie opgedroog nie, selfs nie tot by die dood van Jesus aan die kruis nie. Maar nou gebruik ons skrifgedeelte 'n hele paar tonele om hierdie verlossing van verskillende hoeke af te beskryf. Telkens stel die psalmdigter 'n scenario. Hy druk 'n bepaalde nood waarin die volk vasgevang was uit. En dan hoor ons ook elke keer hoe die Here sy verlossing gee. Uiteindelik kom die oproep weer, loof die Here, loof hom in antwoord op sy verlossing. Vanoggend staan ons net stil by die eerste toneel in hierdie gedeelte. En daarin hoor ons van die elende van stadloosheid. Luister hoe begin die toneel wat die Heilige Gees vir ons skets. Hulle het gedwaal in die woestyn op woeste paaie, 'n stad om in te woon, het hulle nie gevind nie. Die eerste ding wat ons hoor van die eens elendige mense wat die Here verlos het, is dat hulle gedwaal het in die woestyn. Dadelik dink ons aan die volk Israel, die Ou Testamentiese kerk, wat deur die woestyn beloofde land toe moes trek. Maar hierdie woorde het nie noodwendig betrekking op daardie spesifieke gebeurtenis nie. Maar ons leer daarin iets van die elende wat in ons skrifgedeelte beskryf word. Hierdie elendiges het gedwaal. En die woord wat met gedwaal vertaal is, beteken letterlik om van die regte pad af weg te loop. Dit is om te verdwaal in jou eie foute, in jou eie sonde. Dit is om die goeie pad wat die Here vir jou lewe voorskryf, te minag en jou eie pad te loop. Dan is jy soos iemand wat verdwaal in die woestyn. So was Israel destyds toe hulle vanweë hulle sonde in die woestyn verdwaal het. Ons hoor in Psalm 95, die Here sê, 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwaalende hart en hulle ken my weer nie.
Die volk het 'n dwaalende hart. Hulle wou nie die Here se weë ken nie. En hierdie woorde leer ons ook iets van onsself in ons natuurlike toestand. Ons is van nature verdwaal, verlore, soos mense wat in 'n woestyn in sirkels loop. So is ons vanweë die sonde. Sedert die sondeval is die Here se pad iets wat die mens nie wil ken nie. En die Here se pad is die enigste pad. So het die woestyndwalers van ons skrifgedeelte die pad van die Here gemis. Trouwens, ons skrifdeel sê ook, hulle was op woeste paaie. Die woordjie woes beteken hier dat hulle afgesny was van hulle noodsaaklike lewensmiddele, van dit wat hulle nodig gehad het om te leef. Kos en water was vir hulle 'n probleem. Ons kan dit eintlik dink, hulle het in die woestyn van alle plekke verdwaal. Hulle het op paaie geloop wat nie aan hulle diepste lewensbehoefte voorsien het nie. Ons hoor dit eintlik ook in die woorde van vers 5. Honger, ook dors was hulle siel het in hulle versmag. So is hierdie verdwaaldes uitgelewer aan honger en dors. Hulle siele versmag, dit kwyn weg. Hulle loop nie op God se pad nie en die hongerpyne raak ondraaglik. Hulle tonge word dik teen hulle verhemelte, want hulle het 'n dors wat nie versadig kan word nie. So aaklig is die woestynlewe. Maar weet jy, broer en suster, dis nog nie die ergste van hulle toestand nie. Die ergste hoor ons aan die einde van vers 4. 'n Stad om in te woon, het hulle nie gevind nie. Die verdwaaldes kon nie 'n vaste plek vind om hulle koppe neer te lê nie. Die begrip stad is baie belangrik in die hele Bybel. Die woord verwys letterlik na 'n stad wat 'n muur om het. Dit is 'n plek van veiligheid. Gevare kan dit nie sommer beskadig nie. Maar teenoor die woestyn is die stad 'n plek van oorvloed. Die mens kan daar woon as mens. Sy basiese lewensbehoeftes kan daar vervul word. Hy kan eet en hy kan drink. Hy leef nie in isolasie nie. Hy het mede-stadsburgers om hom wat sy volk is. So is die stad telkens in die skrif 'n burg, 'n vesting. Maar die stad van God is ook eintlik die eindbestemming waarvoor die Here die mens geskape het. Ons weet hy het vir Adam, ons vader, in die tuin gesit, en Adam en Eva moes in gehoorsaamheid aan God hulle kultuur aan hom offer, en deur hulle gehoorsaamheid sou die stad van God opgerig geword het. Daar was geen sonde en geen moeite nie. Vanuit die skepping sou hulle die stad van die Here kon oprig. En dit sou 'n stad wees waarin die Here self wou woon. 'n Stad waar God volkome en verheerlikte gemeenskap met die mens sou kon beoefen. 'n Stad wat wemel van God se kinders. Daardie stad moes Adam en Eva vanuit hulle gemeenskap met God bou. Maar hulle het nie. En daarom is hulle en hulle nageslag uit die tuin verban. Die mens het verdwaal in die woestyn. Die oorvloed van die Here het vanweë die sonde verander in skaarste en 'n lewe sonder God. Die aarde het teen die mens gedraai, vervloek, om sy ontwil, vol dorings en distels wat dit bemoeilik om noodsaaklike lewensbehoeftes te kry. Daarom kon die verdwaaldes geen stad vind wat vir hulle 'n blywende woning bied nie, geen plek waar hulle en hulle kinders vry van gevaar kon leef nie. So is dit in die sondegevalle wêreld. Mense loop nie die Here se pad nie en dan vind hulle ook nie sy stad nie. Hulle timmer dalk stede aan mekaar, maar hulle stede dreig in hulle stede dreig die gevaar van binne. Hulle bou dit nie vir God nie, hulle bou dit teen hom. En uiteindelik is daardie stede ook maar niks meer as 'n woestyn nie. Dit bied nie alles wat nodig is om van te leef nie. Ons weet mos, die Here sê die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Wie nie daaruit lewe nie, is verdwaal. Wie daardie woorde nie met 'n lewende geloof omhels nie, is op 'n woeste pad. Daarom is dit belangrik dat elkeen van ons vanoggend vra, maar loop ek 'n woeste pad? Is ek dalk verdwaal in die woestyn? Ek ken dalk iets van die Here se pad, maar ek vind myself nie daarop nie. Ek het 'n honger en 'n dors wat in my binneste is, wat net nie versadig kan word nie. Ek probeer dit dalk versadig met allerlei dinge, met
genot, met drank, met my eie werke. Maar die woestyndwaling bied geen blywende versadiging nie. Die woestyndwaling is uiteindelik die lewe van iemand wat in ongeloof volhard. Hy sal geen vesting vind om in te woon nie, maar as straf op sy sonde sal hy in ewige honger en dors en verlatenheid woon. Die stad wat nodig is vir ons om in ewigheid by die Here te wees, sal hy nie vind nie. Tensy wat met hom gebeur, wat met die mense in ons skrifgedeelte gebeur het. Die Heilige Gees het in hulle gewerk om hulle lewe te soek by die Here, om hulle versadiging te soek by die Here. Ons hoor in ons skrifgedeelte, hulle het die Here aangeroep. Hoor weer vers 6. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid, uit hul angste het hy hulle gered. Hierdie verdwaaldes roep die Here aan, hulle besef wat eintlik in hulle lewe ontbreek. In hulle lewe ontbreek die ontmoeting met die Here. Hulle het besef dat hulle elende te wyte is daaraan, dat hulle nie gemeenskap met God beoefen nie, dat hulle die rug op sy persoon gedraai het, en hulle het hom aangeroep. Hulle het hom opgesoek in hulle gebede, hulle het hom herinner aan sy beloftes, hy het hulle gehoor en hulle gered. Die woordjie wat hier met gered vertaal is, beteken oorspronklik eintlik om skeiding te maak, om twee dinge uit mekaar uit te haal. Wat 'n skeiding het die Here vir hulle gemaak? Hy het hulle geskei van hulle verlorenheid. Hulle was in benoudheid, hulle was vasgedruk in hulle ellende. Hulle kon as ware nie asemhaal nie, maar die Here het hulle geskei van daardie jammerlike toestand. Hulle angste, hulle rampspoed het die Here in hulle verlede gestel. En so leer ons die Here ken. Hy wys hulle wat na hom toe kom nie af nie. Hy wil sy troue verbondsliefde sigbaar maak in hulle lewens. Wat 'n diep genade. Genade wat ons inderdaad ook ken in Jesus Christus. In hom het God skeiding gemaak tussen ons en ons benoudheid. In hom is die benoudheid wat ons vanweë ons sonde gehad het, iets van die verlede. Hy het ons sonde in Christus van ons verwyder, so ver as die ooste verwyderd is van die weste. Ons is nie meer daarin vasgedruk nie. En dit alles omdat Jesus die angs en benoudheid van die hel in ons plek gelei het aan die kruis. Daarom is daar vir ons uitkoms uit ons sonde nood. Jesus het die skuld daarvoor betaal. Daarom kan ons die Here enigstens aanroep, daarom moet ons hom aanroep met vrymoedigheid in ons gebede. As ons vertroue op Christus, die ja en amen van die Here se belofte stel, dan vergewe hy ons sonde. Hy laat ons deel kry aan Jesus se sterwe en opstanding. Die verdwaaldes het die Here aangeroep en hy het hom deur hulle laat vind. Hy het vir hulle Jesus die brood van die lewe gegee. Hy het vir hulle Jesus die lewende water gegee. Hy het hom so vir ons gegee. Daarom kan ons die woorde van Psalm 16 ook van harte sing. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Jesus alleen kan in ons diepste lewensbehoefte voorsien. In hom het ons immers vrye toegang tot God se oorvloed. Ons kan inderdaad ook getroos wees deur die woorde van Psalm 4 vers 1. In benoudheid het U vir my ruimte gemaak. En dis op hierdie punt wat ons skrifgedeelte ons dan leer van die ewige stad waarin ons mag woon. Die verdwaaldes het die Here aangeroep. Hy het hulle verlos. Hy het 'n skeiding gemaak tussen hulle en hulle elende. En nou hoor ons hoe hy dit gedoen het. Vers 7 van ons skrifgedeelte leer, hy het hulle gelei op 'n regte pad om te gaan na 'n stad om in te woon. Die afgedwaaldes was daar in die woestyn lewe, in hulle woestyn bestaan uitgelewer aan hulle self, verlore in hulle sonde en ellende. Maar die Here het hulle gebede verhoor en hulle gelei op 'n regte pad. Letterlik staan daar, hy het hulle gelei op 'n reguit pad.
Hy lei hulle op 'n suiwer, opregte pad teenoor al die kronkels en draaie wat hulle geloop het sonder hom, daar in die woestyn. Hy begelei hulle op sy pad. Langs die weg van opregte geloofsgehoorsaamheid lei hy ons na ons bestemming toe. En wat is daardie bestemming? Dis 'n stad om in te woon. Dis 'n plek waar God se kinders gesamentlik hulle kultuur en aanbidding aan hom kan offer. Dis 'n plek waar hulle dit kan doen veilig en sonder bedreiging. Die Ou Testamentiese gelowiges het vir Jerusalem as voorskadu van hierdie stad geleer ken. Jerusalem was vir die Ou Testamentiese gelowige 'n vaste bewys van God se verbondstrou. Daardeur het die Here vir die ou kerk sekuriteit gegee. Jerusalem was die stad van God, die plek wat die Here gekies het om sy naam te laat woon. Sy nabyheid aan sy volk is deur sy tempel in Jerusalem aan die volk verkondig. En daarom was dit so verskriklik toe Jerusalem en die tempel voor die ballingskap verwoes is. Daarom was die terugkeer uit die ballingskap vir die volk so heerlik. Jerusalem kon herbou word. Jerusalem, die Here se uitverkore erfdeel. Jerusalem, die erfenis wat God vir sy kerk beloof het. So het die stad Jerusalem vir Israel iets geleer van die ewige bestemming van God se kinders. Dat dit 'n plek gaan wees. Dat dit veilig van alle onheil gaan wees. Dat God, die Allerhoogste, daar in sy kerk se midde sal woon. So het die Here die verdwaaldes se gebed en sy troue liefde beantwoord. Hy lei hulle na sy stad. Hy lei hulle op sy weg. En sy weg is 'n persoon, Jesus, die weg, die waarheid en die lewe. Hy, die seun van God, het vlees geword om ons te lei op die pad van ewige vrede, en daardie pad het deur sy graf geloop. Vir elkeen van die verdwaaldes wat hulle vertroue op hom stel, het hy die perfekte lewensweg geloop, en dis 'n weg tot die kruis, 'n weg wat tot sy dood toe gelei het. Maar hy het ook die weg na God se ewige stad toe vir ons gebaan, deur sy dood, deur die graf heen, dat ons toegang daartoe kan verkry. Hy het opgestaan en sy hemelse troon bestyg om daardie stad vir ons gereed te kry. Ons hoor immers in Johannes 14 sy woorde: in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer na julle en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Christus bring die Here se ewige stad vir ons in gereedheid en bring ons daarheen. Hy lei ons na die stad wat die kerk reeds in die Ou Testament verwag het. Ons hoor immers in Hebreërs 11 van Abraham, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Daardie stad is ons verwagting. Daar sal ons vry en veilig wees om ons aanbidding aan die Here te offer. Dit is die stad wat van die hemel sal neerdal na die aarde by Jesus se wederkoms. Die stad vol van verheerlikte gelowiges, mense wat eens verdwaal was, maar gevind is. Ons hoor die belofte in Openbaring 21. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here, God, die Almagtige, is sy tempel en die Lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Dit is die hoogtepunt van die stad waarin die Here ons lei, dat God self dit sy ewige woning gemaak het. En ons woning is uiteindelik sy woning. Ons gemeenskap met hom sal volkome wees vir ewig en altyd. Niks sal daar vir ons ontbreek nie. God self sal ons opneem in sy heerlikheid. Wat 'n wonderlike en diep liefde vind ons nie in hierdie woorde nie. In Christus verander die Here vir ons die dwaalpad in 'n reguit pad. In Christus verander die Here vir ons die woestyn in 'n heerlike stad waarin geregtigheid woon. 'n Stad wat ons heerlikste en ons grootste verwagtinge oortref. Hoe kan ons tog ooit aan hierdie genade beantwoord?
Ja, vers 8 en 9 van ons skrifgedeelte leer gewoon, laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders, want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Dit is die enigste gepaste reaksie op ons psalmse woorde, lofprysing, om die Here se troue liefde in al hierdie sake te sien en te erken, om dit raak te sien en te bely. Maar dit moet ons dan ten minste doen op 3 vlakke. In die eerste plek moet ons die lof van die Here verkondig in ons hele lewe. Daar moet van ons 'n getuienis uitgaan dat ons die stad van God verwag. Dit moet duidelik wees, broer en suster, dat ons gelowiges leef vir iets meer as wat die wêreld 'n mens kan bied. Die lof van die Here is dus iets wat teenoor die wêreld verkondig moet word. Maar in die tweede plek moet ons toekomsverwagting sigbaar maak. Daartoe het die Here nog altyd sy kinders geroep. Daarom het Abraham hom in die beloofde land gaan vestig, nog voor hy die land as sy eie kon ontvang. Daarom het Jeremia grond gekoop in Juda, nog terwyl hy geweet het dat die volk in ballingskap sou gaan. Ons verheerlik die Here wanneer ons op sy beloftes bou. Want broer en suster, al is die stad van God se heerlikheid iets wat in die toekoms lê, gee die Here telkens vir sy kinders 'n voorsmaakie van daardie heerlikheid. Hy doen dit vernaam in die kerk, in die gemeenskap van die gelowiges. Hy doen dit ook as gemeenskappe en volke hulle tot hom bekeer en hulle kultuur aan hom offer. Daartoe moet ons dus werk en ywer, ook onder ons eie mense. In die derde plek moet ons bid, ons moet die Here aanroep. Christus het ons vrygekoop van die verdwaalde woestynlewe, maar daardie vryheid het nog nie in volheid gerealiseer nie. Ons het nog maar die teenwoordigheid van die woestynlewe om ons. Maar die Here het beloof om ons te vernuwe, om alle dinge te vernuwe. En daarom moet ons dit van hom bid, dat hy ons deur sy gees sal vernuwe van binne af reeds nou, en dat hy dit ook finaal sal doen by Jesus se wederkoms. Bid daarom sonder ophou, dat dit mag plaasvind. Broer en suster, waar vind jy jouself in hierdie lewe? Is jy dalk verdwaal in die woestyn, of is jy op die reguit pad van Christus? Is jy verdwaal, bid dat die Here jou uit jou nood sal red, hy is getrou om dit te doen. Is jy op die reguit pad, bid dat die Here se stad spoedig sal realiseer. En hou dan vas aan die woorde van Psalm 48 vers 8. Soos ons gehoor het, so het ons gesien in die stad van die Here van die leerskare, in die stad van onsse God. God sal dit bevestig tot in ewigheid. Amen.